Broers en susters, Tanja kan ek klaar kry asseblief? Ja, dankie, baie dankie. Broers en susters, ek begin hierdie diens met 'n woord van innerlike simpatie teenoor Tannie Ria, Martiens, Annetjie, Susan, met die jak van Fransias. Mag jy die tyd die besondere liefde en genade beleef wat jy die Here kan gee. Die genade van troos, vertroosting, bemoediging, mag die Here julle werklik seën, dat jy die tyd van afskeid neem, die pad vorentoe. Ons het Messias geken, ons was baie lief vir hom, het baie mooi pad saam met hom geloop ook in die gemeente van Koppies. En ja, ons harte is saam met julle, seën. Broers en susters, die begrafenisbrief lees as volg: in liefdevolle herinnering aan C.S. Els, gebore 3 April 1938 en oorlede 17 Julie 2026. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Dit het ons almagtige Hemelse Vader behaag om 'n geliefde eggenoot, vader, oupa Grootjie, broer, familielid en vriend, Josias Renier Els, sy aardse tentwoning te verruil vir sy ewige hemelse woning in die ouderdom van 88 jaar, 3 maande en 14 dae. Sy heelgaan word nie betreur deur sy eggenote, 3 kinders, 4 kleinkinders, 2 agterkleinkinders, 1 agteragterkleinkind, familie en vriende. Ek lees ook graag vir u die lewensverhaal van Josias Renier Els. Josias Renier Els is op 3 April 1938 in Heilbron gebore. Sy ouers het later na Vaalax verhuis waar hy groot geword en sy skoolloopbaan begin het. Hy het ons moeder Matafina Grissel, beter bekend as Fina, ontmoet en hulle is op 16 Mei 1959 in die huwelik bevestig. Daarna het hulle na Van der Biltpark verhuis. Uit die huwelik het 3 kinders, 1 seun en 2 dogters gebore. Hy was ongeveer 36 jaar by Eskom werksaam. Gedurende sy afnaweke het sy skoonouers op die plaas by Koppies gehelp, waar hy waardevolle kennis en ervaring van die boerdery opgedoen het. Na sy aftrede het hy en Marfina terug aan die plaas verhuis, waar hy voltyds geboer het. Marfina is in Maart 2016 oorlede. Op 30 Augustus 2017 is hy en Tannie Ria in die huwelik bevestig en sy het tot met sy heelgaan aan sy sy gestap. Na siekbed van ongeveer 3 maande is op 17 Julie 2026 in die ouderdom van 88 jaar, 3 maande en 14 dae oorlede. Ons is dankbaar vir die lange vol lewe wat hy gelei het en vir die kosbare herinneringe wat hy agterlaat. Ons neem met hartseer afskeid, maar met die wete dat hy nou met sy Skepper verenig is. Rus en vrede. Hemelse Vader, Here, ons wil in hierdie môre vir u baie dankie sê vir die voorreg wat ons het om te weet dat u hier is. Here, u is die enige, lewende en almagtige God, wat beheer het oor alle dinge in lewe en op aarde, in hemel en op aarde. Ja, Here, ons leef en ons in die ewigheid in is. U is oral, u is daar.
En ons is vanmorgen dankbaar om te weten dat u ook hier is, hier waar eggenote, kinders, kleinkinders, familie, vrienden afscheid neem van dierbare Oseas Els. Here, baie dankie dat u vir ons goed is. Vir 88 jaar het u hom in die lewe gehou, was hy vir sy mense rondom hom 'n vreugde. Dankie Here dat ons vanmorgen kan weet dat u ook vanmorgen vir ons 'n troostboodskap wil gee. Die boodskap van die wedloop wat voltooi is, maar ook die verwagting wat ons het vir ewigheid as oorwinnaars saam met u in die ewigheid. Here, as ons vanmorgen so nadink oor ons eie lewe op aarde, en ons dit vergelyk met die van Oseas, dan besef ons baie dinge skiet tekort. Maar dank ons u ook, Here, dat ons op tyd het om reg te maak, en tyd het om ons verhouding met u in die regte lig te plaas. Ek bid vanmorgen vir Daniela. Ag Here, sy is broos, sy is hartseer. Maar dankie dat ons saam met haar kan terugkyk aan die mooi tye, die mooi dinge. Ek bid Here dat u met haar sal wees op die pad vorentoe. Dat sy krag en sterkte by u sal kry en die pad wat sy nou moet loop. Bid vir die kinders, Martiens, Susanna, Annie, vra Here dat u vir hulle sal help met hulle gesinne, om in hierdie dae maar net te weet u is daar, u is die Here. U sorg, u voorsien, u genade is onbeskryflik groot. Dankie vir die vader wie Oseas vir hulle was. Dankie vir die oupa wie hy was vir sy kinders, vir sy kleinkinders en agterkleinkind. Dankie Here dat ons vir almal kan bid en kan vra. Neem hulle in die hand, troos hulle en bemoedig hulle. En gee Here dat die waarheid en die inhoud van die woord vanmorgen ook vir hierdie familie tot groot seën sal wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ek lees uit die Here se woord vanmorgen, 2 Timoteus 4, verse 1 tot 8 en Hebreërs 12, verse 1 en 2. Daar sê dan jou nou te klank. 2 Timoteus 4, verse 1 tot 8 en Hebreërs 12, verse 1 en 2. Paulus skryf hier aan die jongman Timoteus. Paulus is aan die einde van sy lewe en hy gee vir Timoteus bepaalde riglyne. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlee, bestraf, bemoedig. Jy met alle geduld onderrig gegee. Want dan sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters met mekaar maak, wat dit sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdiksels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter. Verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Wat my betref, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en volgehou. Nou wag die oorwinnaars kroon vir my, die lewe by God. Op die dag aan die weerkom sal die Here die regverdige regte dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. En dan lees ek ook 2 verse uit Hebreërs 12. Hebreërs 12, ek lees verse 1 en 2.
Terwyl ons al so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Tot sover mag die Here ook hierdie woord vanmôre aan ons harte sien. Broers en susters, die teks vanmôre is 2 Timoteus 4 vers 7, waar Paulus sê, ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en tyd volgehou. En dan ook hierdie enkele verwysing in Hebreërs 12 by vers 1 waar die Hebreërs skrywer sê, laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Geliefdes in die Here Jesus Christus, familie en vriende, vandag neem ons afskeid van iemand wat deur ons hemelse Vader geseën is met 'n lang lewe. Die Here het oor baie jare heen, 88 jaar, aan Hosea 11 sy liefde en sy trou op 'n wonderlike manier betoon. Die Here Hosea, soos ons lees aan die lewensverhaal, gedra die jare van vreugde en ook verdriet. Die tye van gesondheid en in dae wat dit minder goed gegaan het. Die Here het ook gehelp saam met vriende en familie en aan hom baie besondere seëninge uitgedeel. En die afgelope klompie jare, so rapsie meer as 9, amper ja 9, saam met Daniël, vir wie hy baie lief was. Die woorde van apostel Paulus, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. Kry vanmôre, na my mening, besondere betekenis wanneer 'n lang lewensreis van 'n gelowige tot sy voltooiing kom. En met dankbaarheid kan ons vanmôre getuig dat wat ek en baie van ons van Hosea's beleef het, was die van 'n gelowige. Nou geliefdes, afskeid bring altyd hartseer. En saam met die hartseer en die afskeid daarmee saamkom, maar baie keer so 'n stukkie vrees. Wat nou? En verlange dat dit wat was en nooit meer sal wees nie. Maar as gelowiges is daar nie net vrees nie, maar daar is ook hoop. En dis ook die hoop wat ons vanmôre ook kan praat, en apostel Paulus getuig daarvan in die gedeelte wat ek gelees het. En God se woord, die Bybel, praat ons nou nie net oor die einde van die lewe nie. God se woord praat ook oor 'n lewe wat kom vir die gelowige saam met die Here. Die apostel Paulus skryf die woord aan Timoteus aan die einde van sy lewe. Dit is baie duidelik as ons die trant van sy woorde in Timoteus bekyk. Paulus weet sy deel van die aardse reis is verby. Hy het sy tyd gehad. En tog lees ek nêrens in Paulus se woorde wanhoop of verbittering nie. Inteendeel, ek lees dat Paulus getuig van geloof en vertroue van die oorwinning wat daar voor die dood in Christus Jesus is. En daarom kan ons as gelowiges vanmôre maar net dankbaar wees dat daar 'n oorwinning is. Daardie oorwinning wat Jesus Christus op die 3de dag oor die dood behaal het, toe hy opgestaan het uit die dood daar in die tyd van Josef van Arimatea. Kom ons ontleed 'n bietjie die verse wat ek gelees het. Eerstens sê Paulus,
ek het die goeie stryd gestry. Ons weet ons almal, die aardse lewe is nie altyd maklik nie. Daar kom moeilike tye op almal van ons paaie. Daar is swaar kry. Daar is teleurstellings. Daar is beproewings. Ons is vanmôre ook weer in 'n situasie van beproewing. En tog roep die Here sy kinders om getrou te bly. Die belangrike wete wat ons moet weet is, soos Hosea geweet het, is dat die Here deur alles heen getrou is en ons altyd dra deur alle omstandighede. Maak nie saak watter ding op ons pad kom nie, God is daar. Ons is in sy hande. En weet jy, dis 'n ding so te doen, so heel kosbaar dat in my voorbereiding van Sondag se preek, die tema ook gaan om in God se hande te wees. En hier kom dit ook vanmôre uit, ons is in God se hande. Tweede gedagte wat hieruit kom is, Paulus sê, ek het die wedloop voltooi. Ons ken almal die beeld van die atletiekbaan met die lint, die uitbaan, waar die atleet by aankom en oorwin. Paulus sê nou, hy het die wedloop voltooi. Nou, geen twee mense se lewenspaai op aarde is dieselfde nie. Party mense se pad is lank. 88 jaar, die mense in die kerk wat ouer as 88 is. Anders is kort. Partykeer gaan 'n mens baie jonk dood. Maar dit is God. Dit is God wat die begin en die einde van ons aardse lewenspaai bepaal. Daaroor bestaan daar geen twyfel nie. Wanneer die tyd aanbreek, soos Vrydag Hosea se tyd aangebreek het, roep God ons huis toe. Breek ons die tyd by die wetpaal. Dis wat Paulus sê. Dan is die wedloop voltooi. En leer my na die derde gedagte, toe Paulus sê, ek het die geloof behou, ek het die geloof behou. Wat geliefdes, sou u sê, is die grootste erfenis wat 'n mens verander in hierdie wêreld kan nalaat. Dis nie geld nie, dis nie 'n mooi motor nie, dis nie 'n mooi huis nie. Ek gee vir die antwoord. Dit is die getuienis van 'n geloofsverhouding met Jesus Christus as jou persoonlike verlosser en saligmaker. Dis die getuienis wat ek gaan onthou van Hosea se erfs. Dis die waarheid. Sondag in die kerk. Gereeld saam met hulle gebid. Die getuienis van 'n gelowige. Maar nou is dit so nie een van ons het 'n volmaakte geloof nie. Maar wat ons wel kan hê is 'n geloof wat vashou aan Jesus Christus en daarin lê 'n stuk volmaaktheid. Dat is nie ander maniere van glo nie. Geloof in Jesus Christus is die enigste vorm van volmaaktheid. Hosea het geweet, redding, verlossing is nie op eie verdienste nie, maar op genade deur die werk van Jesus Christus aan die kruis op Golgotha. En die vierde blad praat Paulus van die oorwinnaarskroon. Kyk mooi wat sê Paulus. Paulus kyk verder as die graf. Hy kyk verder as die graf. Hy sien die kroon wat die Here gee aan almal wat hom liefhet. Wat ons vanmôre moet hoor is, hierdie kroon is nie 'n beloning van ons volmaaktheid nie, maar 'n genadegawe van Christus aan elkeen wie in hom glo. Jesus sê self, elkeen wie my glo, het die ewige lewe. Elkeen wie die Vader ken, het die ewige lewe. Dink net, geliefdes, hoe heerlik sal dit wees om by die hemelpoort aan te kom en die woorde van die Here Jesus te hoor as hy sê, mooi so. Goeie getroue diensknegt, gaan in die vreugde van jou Heer. Daarom, geliefdes, is die graf
nie die einde van 'n mens se lewensverhaal nie. Vir die gelowige is dit die deur na ewige lewe in God se teenwoordigheid. En so plaas die woord van die Here vanmôre in ons midde ook hierdie gedagte dat ons moet na onsself kyk. Ons is nog nie by die wendpaal nie. Ons het nog nie die ding gebreek nie. Nie een van ons die vanmôre hier sit die ding gebreek nie. Ons is nog op pad. Ek gehoor wat sê Hebreërs 12 vers 1 van ons. Die skrywer van die Hebreërbrief sê, laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en voleinde van die geloof. Ons is nog daar op die baan. Miskien daar by die 200 meter merk, miskien daar by die pylvang, daar naby die wendpaal, ons weet nie. Maar wanneer ons besig is met ons met volharding doen, baie duidelik hoe, die oog gefestig op Jesus. In hom is die ewige lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur Jesus nie. Sê Jesus self ons in Johannes 14 vers 6. Mag die Here ook vir ons help om die wendpaal as volgelinge van Jesus te bereik. Daniela, kinders, kleinkinders, familievriende, Oseas en die lint gebreek. Mag julle die krag kry om te weet, hy die oorwinnaarskroon verdien. Amen. Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons vanmôre as gelowiges dankbaar kan wees. Ja, ons huil, ons treur, ons harte is seer, maar eintlik is daar 'n jubeling om die erfenis te kan onthou van 'n Oseas Els. Dankie Here dat U hom onder verskillende omstandighede beskerm het en bewaar het. En deur ons slegte ding op die pad gekom het, soos 'n aanval ook op hom, op hulle, het U hulle dan weer gedra, Here. Toe die siekte kom, is dit die laaste tree na die eindpunt toe. Dankie Here dat ons kan onthou hoe ek altyd so dankbaar was vir 'n besoek. So dankbaar wees vir 'n gesprek ook oor U, so dankbaar vir 'n gebed. En daar in hy Emily Hopper sy siekeboeg, toe so weer in sy broos was, nog altyd net dankbaar was. Ek bid Here vir Daniela, ek bid vir Martien en sy gesin, vir Susan, vir Annetjie en hulle gesin, Here, vir almal, wie naby aan Oseas was. Ek bid Here dat U hulle hande styf sal vashou en hierdie dae wat voorlê, en dat hulle in U genade alleen die pad sal loop. En Here, nou wanneer ons aan die graf gaan, wees ook daar met ons, gee vir ons krag, om nie ons vas te kyk aan 'n oop graf nie, maar die verwinning te sien, dat Jesus oor die graf van die dood behaal het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goeiemôre aan almal. Eerstens kom alle dank en eer toe aan ons Hemelse Vader vir die kosbare tyd wat hy hom aan ons gedeel het. 88 jaar, 3 maande en 14 dae. Met seer, maar ook dankbare harte wil ons namens die familie elkeen opreg bedank dat ons gedurende hierdie moeilike tyd bygestaan en ondersteun. Aan ons familie en vriende en kennisse wat oor die jare heen deel van sy lewe was, baie dankie vir julle teenwoordigheid, boodskappe van troos, gebede, liefde en ondersteuning. Elke gebaar, groot of klein, word opreg gewaardeer. Spesiale woord van dank aan Dominee Julie Harting vir die mooi en betekenisvolle diens hier in die kerk, as ook die teraarbestelling, die ondersteuning en woorde van vertroosting word opreg gewaardeer.
Baie dankie aan die susters van die gemeente wat na afloop van die diens by die kerksaal gereed staan, as ook aan die spys en viering vir die verversings wat voorberei en bedien is. Ons opregte dank aan Afkop vir die waardige sorg, ondersteuning en reëlings waarmee julle ons as familie gedurende hierdie tyd bygestaan het. Dankie aan Midvolk Privaat Hospitaal in Drie Riviere, as ook aan die dokters en personeel van Medikliniek Vereniging in die sorg en behandeling wat hy ontvang het. Aan die huis en Japas, die matrone en personeel vanaf 21 Mei 2026 tot met sy heengaan op die oggend van 17 Julie 2026 het julle hom met soveel liefde, geduld en deernis versorg. Uit die diepte van ons harte, baie dankie vir die byna 2 maande wat julle hom versorg en na hom opgesien het. Ons sal dit altyd opreg waardeer. Ons vra by voorbaat om verskoning indien ons nie elke persoon wat vir ons en vir hom iets beteken het, persoonlik by die naam noem nie. Die lys is eenvoudig te lank, maar weet asseblief dat elke boodskap, oproep, besoek, gebed en daad van ondersteuning raak gesien en waardeer word. Daar is egter 'n paar persone wat ons graag persoonlik wil uitsonder. Dr. Smook, baie dankie vir die diens, sorg en ondersteuning wat jy gelewer het. Dit word opreg waardeer. Namens Tannie Ria, 'n besonderse woord van dank aan Liz de Wet, Letty Engelbrug, Elise Smit en Isak van die kerk. Baie dankie dat julle altyd daar was en steeds daar is om te help, waar nodig, groot of klein, dag of nag. Julle bereidwilligheid, omgee, hulp en ondersteuning het baie beteken en word waardeer. Aan elkeen wat bereid was om julle tyd af te staan en ons te vervoer na die nodige doktersafsprake, ondersoeke en toetse, baie dankie. Julle hulp en bereidwilligheid het 'n groot verskil gemaak en word opreg waardeer. Laastens, maar beslis nie die minste nie, wil ons as kinders 'n paar besondere mense ons uit ons harte bedank. Tannie Ria, dankie vir die 9 jaar wat jy op Pa se sy gestap het. Ons weet hy was nie altyd een van die maklikste mense om mee saam te leef nie. Vir hom was reg en sy manier was gewoonlik die manier. Want volgens hom was daar mos nie eintlik 'n ander manier nie. Almal moes maar soms inval en maak soos hy gesê het. Tog het jy deur alles aan sy sy gebly. Dankie vir jou geduld, jou opoffering, jou sorg en vir die pad wat jy saam met hom gestap het. Dit sal altyd waardeer word. Susan, 'n spesiale dankie van Hannetjie se kant af. Dankie vir alles wat jy deur die jare vir Pa gedoen het. Soos reeds gesê, was hy nie altyd maklik nie, maar jy was altyd daar. Soms stilweg in die agtergrond, dit het dalk soms gevoel asof dit nie raak gesien of erken is nie, maar dit is raak gesien en dit word opreg waardeer. Rupert, baie dankie vir al die klein maar dikwels ook groot take wat jy aangepak het om hulle veilig en versorg in en om die huis te hou. Jou bereidwilligheid om te help het nie ongesien verbygegaan. Martinus, dankie ook aan jou vir alles wat jy deur die jare vir Pa gedoen het. Ja, daar is soms koppe gestaan, maar ten spyte daarvan was jy daar en het jou deel gedoen. Dit word opreg waardeer. Aan ons lewensmaat en eggenote, dankie dat julle ons as kinders deur hierdie moeilike tyd staande hou. Dankie vir julle geduld, begrip, liefde en ondersteuning wanneer ons dit die nodigste het. Julle dra saam met ons, troos ons en gee ons krag wanneer ons eie krag min raak. Ons waardeer julle meer as wat woorde kan sê. Aan elke persoon wat op enige manier 'n bydrae gelewer het, insette gegee of hulp aangebied het, baie dankie. Ons waardeer elkeen opreg. Mag die liefde, ondersteuning en omgee wat ons in hierdie tyd ontvang het, ook in oorvloed na elkeen van julle teruggee. Met opregte dank en waardering die familie. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde
van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van ons. Amen.
Meneer.